Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is heerlike later herfs nou al hier in die Boland met besondere mooi lig wat ons elke dag ervaar en die temperature is besig om te verander en mense het 'n knusheid wat jy so half van jou lyf voel. En dis goed dan dat ons vandag ook natuurlik as die weer so is, as die gemoed so is, dat ons vandag Moedersdag vier. En in die lig hiervan wil ek graag 'n ou bekende vir julle lees, gedig van Auntie Krog, wat net so mooi verwoord, wat ons almal dalk vandag op 'n of ander manier voel. Ek lees vir ons haar gedig. Ma, ek skryf vir jou 'n gedig, sonder fancy leestekens, sonder woorde met rym, sonder bywoorde, net sommer 'n kaalvoet gedig. Want jy maak my groot in jou krom klein handjies. Jy buitel my met jou swart oë en spits woorde. Jy draai jou lykklip kop, jy lag en breek my tente op. Maar jy offer my elke aand vir jou Here God. Jou moesie oor is my enigste telefoon, jou huis my enigste Bybel, jou naam my breekwater teen die lewe. Dan so verrassende toon, ek is so jammer maar dat ek nie is wat ek graag vir jou wil wees nie. Sonder mooi woorde hierdie. En ek wonder watter woorde sou jy kies om jou ma te beskryf. Om te beskryf wat sy vir jou is en wie sy vir jou is en hoe jou lewe saam met haar jou gevorm het en ook steeds vorm, selfs al is sy nie meer daar nie of al is sy ver, wonder ek watter woorde sou jy kies, watter gedagtes kom by jou op, as jy vir 'n oomblik bewus raak van die geskenk van jou ma wat jy ontvang het. Hoe ouer ek word en hoe meer ek in die spieël ook na my eie ouerskap kyk, hoe meer bewondering het ek vir my ma en die manier hoe sy ma was. Hoe kleiner en hoe sagter sy word, hoe groter word sy op 'n manier in my oë en ook op 'n manier in my hart. Wonder wat gebeur met jou. Julle moeders wat vandag luister, julle bly die eerste gesig van liefde wat elke een van ons gesien het en daarom is julle die brail teks van God wat ons op 'n manier heel eerste leer ken het. Julle is die eerste buitelyne van God wat ons elkeen op 'n manier in julle liefde ervaar het. En daarvoor kan ons net sê ons wil graag met ons hele lewe meer wees as wat ons is, soos wat Auntie Krog op 'n manier ook sê. Vier jou ma, word bewus van jou verhouding met jou ma en hoe dit jou lewe gevorm het. Ook die uitdagings, want daar is ook die swart oë en die spits woorde in elke verhouding, ook met ons ma's. So op hierdie noot wil ek julle uitnooi, volgende Sondag het ons 'n viering, na hierdie hele reeks van In die Lig het ons 'n viering, en daar is ook 'n doopgeleentheid vir mense wat dalk graag gedoop wil word, om hierdie identiteit in Christus regtig te kan ontdek. En ons wil julle uitnooi, maak gerus met ons kontak, dit sal na die oggenddiens wees, maar volgende week op Pinkstersondag 'n heerlike viering van hierdie reeks, so oor half hierdie skenier na 'n viering van die Gees toe, wanneer ons die Gees ontvang. So in die lig daarvan ook, hierdie week is Pinksterweek, en ons stuur elke dag 'n WhatsApp boodskap vir jou uit om oor te reflekteer, te gesels, te leef, te bedink, in voeling te kom ook met die Gees se pols in jou lewe. En daar sal 'n kode op die skerm wees wat jy kan scan as jy wil deel word van die WhatsApp groep reis vir hierdie week, dat ons nou nie mense spam met 'n klomp goed nie. So kyk gerus daarna. En dan Saterdag 25 Mei is ons wynveiling, 'n heerlike geleentheid van saam kuier. Daar's regtig 'n klomp besondere uitsoekwyne en ons wil julle uitnooi om kaartjies te koop, 'n tafel te bespreek, sommer 'n tafel saam met 'n klomp vriende vol te maak. Nooi asseblief wyd en suid julle vriende. Kaartjies is by Quicket beskikbaar of gesels asseblief met Marissa. Dan het ek die laaste 4 weke 'n Sabbat reis gehad, so 'n Sabbat werkswinkel saam met 'n groep mense.
En ons gaan nou oor na volgende 4 weke reis saam met mekaar oor gebed. En hierdie hele idee van ons, dis nie net 'n kursus nie, is nie net inligting nie, maar is 'n werkswinkel. Ons wil jou regtig uitnooi om saam met ons weer in die gewoonte in te oefen om voortdurend te bid, soos wat Paulus sê. Eugene Peterson sê, en dit sluit so mooi aan by wat ons vandag gaan hoor, prayer is the way we work our way out of the comfortable but cramped world of self and into the spacious world of God. So kom ontdek saam met ons baie prakties, kom laat jou gebedslewe op 'n manier weer herleef. Dit is Sondae-aande so van 5:30 tot 7:00 toe. Laat weet asseblief vir ons as jy wil deel wees van die groep wat ons kan voorberei, ook vir jou. Dit is al die uitnodigings op hierdie mooi dag vir julle. Vader Thomas Keating het 'n gebruik begin wat hy noem the welcoming prayer. En hierdie welcoming prayer is al op soveel plekke gebruik waar daar versoening tussen mense, groepe of individue nodig is, word hierdie gebed aangeleer. En ek wil graag dit vandag as 'n geloofsgewoonte vir julle gee om te gaan inoefen, om dit dalk te gaan oorweeg om van tyd tot tyd hierdie gebed te bid. Veral as ons vandag oor verhoudings gesels, dink ek is 'n gepaste geloofsgewoonte, gebed wat jy regtig baie prakties kan gaan beoefen. So kom ons maak ons oë toe en dan bid ek vir ons hierdie gebed saam. Gasvrye, moederlike, verwelkomende God, op die spoor van u omhelsing van die ganse mensdom en elke unieke individu, sê ons ook vandag, welkom, welkom, welkom. Ek verwelkom alles en almal wat vandag oor my pad kom, want ek weet, dit is vir my heelwording wat dit vir my gestuur is. Ek verwelkom alle gedagtes, emosies, mense, situasies en omstandighede. Ek laat gaan my begeerte na mag en beheer. Ek laat gaan my begeerte vir koestering, vir erkenning, vir aanvaarding en plesier. Ek laat gaan my begeerte vir oorlewing en sekuriteit. Ek laat gaan my begeerte om enige situasie, toestand, mens of myself te moet verander. Ek stel myself eenvoudig oop vir die liefde en teenwoordigheid van God en God se beweging in my. En ek gee jou kans om so in 1 of 2 sinne net hierdie gebed ook jou eie te maak, om jouself regtig oop te stel en hierdie woorde van God se woord en 'n paar los gedagtes om dit te verwelkom. Amen. So vandag maak ons op 'n manier klaar met die preke van hierdie laaste reeks. Volgende week is meer net 'n viering van hierdie laaste reeks en so half 'n tree na die volgende een ook. So ons het in hierdie opstandings, in die lig van die opstanding, hierdie reeks waarmee ons besig was, het ons ontdek dat ons in ons verbind wees aan Christus, dat ons 'n nuwe identiteit ontvang. Ons het ontdek dat ons saam met Christus gesterf het en saam met hom opgestaan het, en Paulus skryf op 'n paar plekke dat simbolies gebeur dit met ons by ons doop. Ons sterf saam met Christus, staan op saam met Christus. En op grond van hierdie nuwe identiteit wat ons ontvang, amper 'n nuwe burgerskap wat ons ontvang het hier met hemelvaart in die agterkop, het ons dan vir mekaar gevra, maar hoe behoort ons dan nou, en hoe behoort die opstanding ons denke, ons emosies, ons lyflikheid, ons beliggaaming en ons wil te vorm. En vandag bring ons dan ons verhoudings in die lig van die opstanding. Ons wil na ons verhoudings kyk en daaroor nadink in die lig van die opstanding. So sonder ons toestemming ontvang ons by die geboorte die wonder van die lewe. Ons het nie daarvoor gevra nie, ons ontvang het as hierdie kosbare geskenk en ons begin hierdie lewe
met hierdie heerlike paar maande in die begin van ons lewe van meanness, noem Eugene Peterson dit, van ekkigheid. Asof jy die enigste inwoner van die huis, die buurt, die planeet is en asof alles rondom jou draai, totaal en al onbewus eintlik van ander mense en ander mense se invloed of se in ag neem, maar jy is die middelpunt van die hele lewe in daardie paar maande. En dan gebeur daar volgende, meeste van die tyd met redelik geskree gaan het gepaard, 'n pynlike geboorte van meanness na usness. Wanneer ons ontdek, daar is ander met wie ons die lewe deel, die huis, die buurt, die wêreld, die land, en dat ons moet ruimte maak, dat ons verskil van mekaar, dat hierdie usness uiteindelik op 'n manier van die grootste wonders in ons lewe kan veroorsaak, maar ook van die grootste ontwrigting in ons lewens kan veroorsaak. Ons grootste gelukkige oomblikke is in hierdie usness, in verhoudings, maar ook ons diepste seer kom meeste van die tyd uit hierdie usness. So hoe vorm die opstanding ons idees oor hoe hierdie verhouding kant van ons lewe dan moet lyk as mense met 'n nuwe identiteit. Ek lees vir ons weer een van die kerntekste wat ons in hierdie tyd gelees het, 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 18. Die liefde van Christus dring ons, dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. So hierdie woorde raak soos wat ons dit dikwels gelees het in hierdie laaste tyd, hopelik vir jou ook al meer bekend. Ons is nuwe mense. Mense wat deur hierdie nuwe lewe gevorm word, en belangrik om hier te onthou, veral as dit kom by die morsige wonder van verhoudings, dat ons nog besig is om al meer gevorm te word, om hierdie nuwe identiteit, hierdie nuwe mense te wees, wat ons reeds in Christus is. Paulus skryf op verskeie plekke dat ons is nuwe mense, maar ons word al meer vernuwe om hierdie nuwe mense, hierdie nuwe identiteit aan te neem. Jesus sê vir sy volgelinge uiteindelik dat die Gees sal julle alles leer en julle aan alles herinner wat ek gesê het. Dit het ons donderdag by die hemelvaart weer gehoor en onthou, dat die Gees sal ons leer en ons herinner aan alles wat Christus uiteindelik vir ons gesê het. Dit is die Gees wat ons al meer vorm. En ek wonder wat dit aan al ons verhoudings sou doen, wanneer ons hierdie waarheid eenvoudig net weer begin leef, en vergeef die herhaling daarvan. Jy is 'n nuwe mens met 'n nuwe identiteit. Jou diepste identiteit is dat jy aan Christus behoort en dat jy saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Jou meanness, met ander woorde, nie meanness nie, jou meanness, en seker ook jou meanness daarom, dryf nie meer jou lewe nie. Dit is nie meer jou grootste identiteit, is hierdie ekkigheid nie, maar die feit dat jy uiteindelik aan 'n nuwe werklikheid behoort. En dan is die uitnodiging dat hierdie nuwe identiteit jou hele lewe en die manier hoe jy leef uiteindelik, elke aspek daarvan begin vorm. En die een wat jou vorm en met jou besig is die Gees. Die manier waardeur die Gees hoofsaaklik vir ons vorm, sien ons dwars deur Handelinge veral, maar in al Paulus se briewe kom dit op 'n manier ook uit
is deur ons verhoudings. Ons sien die vrug van die Gees is byvoorbeeld alles verhoudingswoorde, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. Dis alles verhoudingswoorde. So die vrug van die Gees se vorming in ons, wanneer die vrug begin groei, is alles verhoudingsterme, verhoudingsbegrippe. Die grootste gawe, sê Paulus daar in 1 Korintiërs 13, is uiteindelik die liefde. En dan word die liefde beskryf as hierdie wonderlike verhoudings, hierdie uitdagende verhoudingsding, en nie as een of ander abstrakte denke net nie. Ek hoop jy kan hierdie waarheid in jou eie lewe raak sien. Ek kan vir jou lang stories vertel van hoe my hart uiteindelik oor jare heen verander is teenoor sekere groepe mense en selfs teenoor sekere individue deur die verhouding wat ek uiteindelik met sekere mense oor sekere tye van my lewe gehad het en hoe dit uiteindelik my verander het in hierdie verhoudings. En ek glo hoe die Gees uiteindelik my verander het. In 'n gesprek met Stefan, toe ons oor hierdie diens gesels het, moes ek teenoor hom erken dat ek hoop dat ek oor die jare gegroei het, dat ek regtig alle mense wil verwelkom. Soos Christus en die Gees hulle verwelkom, wil ek alle mense omhels en verwelkom. En dan het ek teenoor hom moes bely dat ek sukkel met mense wat so meeste van die tyd vanuit 'n stuk fundamentalisme ander mense verwerp. En toe moes ek erken dat ek verwerp nogal die verwerpers. En wat maak my dan anders as die verwerpers, is dat ek hulle dan uiteindelik verwerp. So dit bly 'n voortdurende proses en al hoe ek uiteindelik sal kan groei in my verhouding met hierdie mense, is wanneer die Gees my in verhouding bring met hierdie mense. Om hulle nie te vermy nie, om nie sulke geleenthede te vermy nie, maar om in verhouding te tree. Ek hoop jy kan dit ook op 'n manier alreeds sommer in jou eie lewe herken, hoe jy en jou perspektief verruim is vanuit verhoudings uit. Al wat ons kan doen, is om in elke verhouding wat ons het, selfs die verhoudings wat ons nie wil hê, maar om in elke verhouding wat ons het, soos Maria te bid, wanneer sy hoor dat daar 'n onbeplande geboorte deur die Gees wil gebeur in haar, kan ons maar net soos sy bid, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. As hierdie woorde te moeilik is om as 'n gebed te onthou, kan jy net daai bekende Beatles dientjie neerie van let it be, oh let it be, let it be, oh let it be. Laat dit met my wees, soos wat U gesê het, ek is tot beskikking van die Here. So terug na ons teks. Paulus skryf in 5 vers 16, ons, die nuwe mense, beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. So al die mense met wie ons in verhouding leef, wat ons dan nou sê, let it be, ons verwelkom dit, en hulle, sê ons dan nou, maar ons beoordeel niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Hoe beoordeel opstandingsmense dan ander mense? In vers 14 tot 15 sê Paulus, die liefde van Christus dring ons, vers 14, en dan ons lewe nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. So die liefde van Christus dring ons aan die een kant, vers 14, vers 15, ons leef nie meer vir onsself nie, maar ons leef vir Christus. So ek wonder, dink gou vir 'n oomblik, waar het jy al geleer om nie vir jouself te leef nie? Dalk het jy oor hierdie gedagte in 'n boek of in die Bybel gelees, of jy het dalk al 'n praatjie of 'n preek daaroor gehoor, maar die enigste plek waar ons regtig leer om nie meer vir onsself net te leef nie, is in verhoudings. Of dit nou van die speelgrond is, waar jy moet leer om speelgoed te deel, en of dit is dat sy intrek in die huis, en dat ek ernstig dalk ook in die toekoms sal moet sterf van my slaapritmes, as daar kinders is, en ek sal moet sterf van my planne en my idees, en selfs my lyf, as jy 'n moeder is wat jou lyf moet gee, en my kanale, en ons leer hierdie, ek leef nie meer net vir myself nie, leer ons moeilik, dis 'n pynlike geboorteproses, maar dit is die pad
van die nuwe lewe volgens Paulus. Hoe lyk dit om vir God te leef? In 1 Johannes 4 hoor ons die gedagte van wanneer ons mekaar lief het sy liefde sy doel volkome in ons bereik. So, hoe lyk dit om vir God te leef? Is deur ander mense lief te hê. Ons ken die ou bekende opsomming van die wet, as jy met die Here jou God lief hê met jou hele lewe en jou naaste soos jouself. Paulus gaan so ver om te sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met die veronderstelling dat die manier hoe jy God met jou hele lewe liefhet, en die tweede wat hiermee gelyk staan is dat jy God liefhet, deurdat jy jou naaste so liefhet soos jouself. Paulus gaan so ver in Galasiërs 5 vers 14 om daar te sê, die hele wet word in een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Om hiermee te sê, maar dit is uiteindelik hoe ons vir God leef. Hierdie bediening van heelmaking gebeur deur die liefde van God deur elkeen van ons. Wat ons dus in elke verhouding waarin die Gees ons dompel vir onsself moet afvra vanuit hierdie teks uit dan is, wat is die menslike maatstaf waarmee ek dalk hier besig is om te beoordeel en hoe lyk die opstandingsalternatief waardeur ek dalk in hierdie verhouding moet tree? Hoe lyk die menslike maatstaf waarmee ek mense beoordeel en hoe lyk die opstandingsalternatief? Ek wonder wat jy sê, wat is die menslike maatstaf van ons tyd waarmee ons in die tyd waarin ons leef in verhoudings leef? Ek sou vele wou ondersoek. Daar's, ek dink, baie lang relevante lyste, maar kom ons kyk net na 3 van hulle. Die eerste gedagte is, begin by die self tot die mag. 2, met ander woorde 2 gedagtes hieroor. Die ongemaklike teenpool om uiteindelik mense nie volgens 'n menslike maatstaf te beoordeel nie, maar vanuit hierdie liefde van Christus wat ons dring. Die ongemak daarvan is dat dit niks sê oor die ander mens nie, maar dat dit alles sê oor jou, oor dat dit begin uiteindelik by jou en wat in jou hart aangaan, wat jou dryf, wat jou motief is, wat in jou binnekant aangaan, waarvoor jy leef. Dit begin alles daar in ons verhoudings. Dit is anders as daai onderhandeling van as jy dit of dit of dit, dan sal ek. As jy sis of so is, dan sal ek sis of so is. As jy dit of dat vir my doen, dan sal ek dit of dat vir jou doen. Jesus gaan self so ver in sy grondwet om van die koninkryk daar in Matteus 5 tot 7 om te sê, as jy nou kom om te aanbid, en dit val jou by dat iemand anders iets teen jou het, gaan terug en gaan maak jy dit eers heel, voordat jy verder kom bid. Dis daai bekende gedagte ook daarvan, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy met die tweezer probeer splintertjies uithaal uit iemand anderster. Die gedagte van begin by jouself. Die menslike maatstaf is, begin by die ander een. En die ander een beheer en bepaal uiteindelik jou gedrag. As jy so is, dan is ek nou so. Of dit nou goeie goed is en of dit slegte goed is, maar as jy sis of so is, of as jy hierdie of daai mens is, dan is ek sis of so. Die opstanding kom maak ons vry van hierdie slawerny. Die opstanding nooi ons, begin uiteindelik by jouself, nie op 'n selfgerigte manier nie, maar 'n selfondersoekende manier. Die opstanding staan uiteindelik in die skaduwee van die kruis. Altyd. Dit is altyd vir my so mooi as die leë grafprentjies en daar ver op die horison staan daar 'n kruis, want ons kan die twee en ons moet die twee nooit van mekaar skei nie. Ons kan nou as gevolg van die kruis, as gevolg van die opstanding, kan ons met vrymoedigheid uiteindelik by onsself begin. Eerlik raak oor onsself. Begin by jou eie ek, jou eie vooroordele wat jy het, jou eie seer wat jy het, jou eie emosie is. Jy verwelkom ook dit en sê maar dit is die waarheid nou van my ervaring, van my storie, van my wonde, van my emosie en raak eerlik oor hoe dit, daardie diep ek, hoe dit uiteindelik hierdie verhouding beheer, manipuleer en dit op 'n manier in slawerny kan hou.
John O'Donoghue het die voorstel van 'n meditasie, dat jy jouself op 'n manier buite jouself plaas en na jouself as 'n vreemdeling kyk en amper jou storie vir jouself vertel, jou gedrag vir jouself half ontleed. So ontmoet die vreemdeling wat jy soms vergeet wie jy is. En daarom is tyd met jouself so belangrik. Dat jy het hierdie afsondering, jy het nodig om jouself in die oë te kyk in elke liewe verhouding waar ons leef, en in die tyd waarin ons leef het ons maak ons so min tyd daarvoor om so eerlik na onsself te kyk. Die tweede gedagte hier van begin by jouself is, raak eerlik ook daaroor dat alle verhoudings, selfs ons mooiste liefdesverhoudings, selfs ons verhoudings, as ons mooi gaan dink daaroor met ons kinders, al ons verhoudings begin uiteindelik by onsself. My behoeftes, my begeertes, my drome, my ideale, herken en erken dit eenvoudig net teenoor jouself. En selfs ook later teenoor die een met wie jy in 'n verhouding staan. Raak eerlik oor hierdie behoefte waarmee jy na elke verhouding kom. Die uitdaging wat Eugene Peterson sê is dat hierdie selfism, hierdie neediness op 'n manier van ons, waarmee ons na verhoudings toe kom, dat dit is op 'n manier, as dit daar bly, as dit nie in die lig kom nie, is dit suicide. En dan vertel hy die storie van Narcissus, wat so gefokus is op homself, dat hy uiteindelik vasgevang raak in homself, en dat hy kwyn en al kleiner en kleiner en kleiner word, totdat hy net die blommetjie is op sy eie graf. Hierdie hele idee van selfism is suicide. Die opstanding nooi ons, sterf van jouself, sterf van jou eie ek. Nou is dit nie meer ek, die ego is die Griekse woord, nou is dit nie meer my ego wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Daar is 'n dood wat gedood moet word voordat hierdie nuwe lewe al meer kan gebeur. En my ervaring is dus dat dit in elke verhouding daagliks oor en oor gebeur, dat ek van myself moet sterf voordat ek uiteindelik op 'n nuwe manier kan opstaan. En dit gebeur moeilik, nie maklik nie. Hierdie selfism skep uiteindelik 'n ingeboude neiging wat ons by die volgende gedagte bring. En ek dink meer as ooit in die tyd waarin ons leef, het ons alles en almal gaan verskraal tot objekte of 'n funksie. Ook in ons verhoudings. Het ons die mense met wie ons in verhouding staan, gaan verskraal tot 'n objek of 'n funksie. Ons doen dit selfs met God of met Jesus, word net as objekte gebruik om 'n sekere funksie in my lewe te vertolk. Of dit jou ma is, jou maat is, jou kind, kollega, kelner of selfs God. Ons verskraal uiteindelik die wonder van iemand se lewe, die wonder van menswees, die misterie van menswees, gaan verskraal ons eenvoudig tot 'n funksie. Soms is dit 'n baie edele funksie. Dis ons verlosser, dis ons versorger, dis ons beskermer, dis ons breekwater, soos Auntie Krog sou sê. En al is hierdie funksies waar van al die verhoudings waarin ons staan, is dit nie al nie. Want die wonderlike vormende potensiaal wat daar in elke verhouding is, gaan ons misloop. Hierdie God oomblik waar die Gees ons kan vorm, gaan ons misloop, wanneer ons mense eenvoudig verskraal tot hulle het net 'n sekere rol of funksie wat hulle moet vertolk in my lewe. Ons dehumanize of verklein mense. Christus kom word juis mens en staan op as 'n mens om ons menswees en die wonder van menswees te bevestig, om dit te herstel en om dit te verdiep of te vergroot as jy wil. Ek kan nie onthou of dit Desmond Tutu of Madiba was wat gesê het nie, wanneer ek jou menswees afbreek, dan breek ek te gelykertyd ook my eie menswees af. En later sien ek myself ook maar net as 'n objek. En raak ek angstig want ek word gemeet en ek meet myself net aan hoe goed ek perform en watter posisies ek beklee en watter goed ek kan doen of hoe goed ek sekere goed kan doen. My eie waarde
begin ek naderhand meet aan die gewig van my funksies of rolle. So ek kom uiteindelik en breek my eie menswees ook af. Die opstanding sê, die geheim is Christus, die wonder Christus is in julle. Christus is in alle mense as die beeld van God, so is ons gemaak. En in elke verhouding staan jy op heilige grond. Die uitnodiging is dan soek God in elke verhouding, anders mis jy die Gods oomblik waardeur die Gees jou al meer op 'n manier ook wil kom vrymaak. En dan die volgende tree, die derde ene is, sien jouself en ander in Rembrandt lig. Die kunstenaar Rembrandt, terloops daai skildery wat julle gesien het toe ek die gedig gelees het, is 'n skildery van hom, van sy ma wat sit en lees. Die kunstenaar Rembrandt word as die meester van lig beskou. Soveel so dat sy gebruik van lig 'n fotografiese term geword het. Jy praat van die manier hoe jy ligte rangskik in 'n vertrek soos hierdie om fotos te neem of selfs as jy portrette buite neem, praat jy van Rembrandt lig. Lig wat op 'n sekere manier rangskik word om die diepte, volheid en die veelkantige dimensie van iemand na vore te bring. Om dit nie 'n plat, eentonige oppervlak te maak nie, maar hierdie veelkantige volheid word deur lig uiteindelik na vore gebring. So ek wil jou sommer vra, terwyl jy na hierdie voorbeeld van 'n fotograaf, maar ook van Rembrandt se skildery self kyk, wat sou gebeur as jy die mense in jou verhoudings en hulle gedrag of hulle aard, van die vreemdeling tot jou geliefdes, as jy hulle in hierdie sagte, versigtige, genadige lig sou sien? Dit is nie hierdie plat, eenvoudige karakter nie. Daar's 'n hele storie in hierdie mens, as jy mooi daarna kyk. Daar is 'n deel wat baie duidelik gesien kan word, maar daar is 'n skadukant wat ondersoek moet word, wat ontdek moet word, wat dieper en stadiger bekyk moet word, uitgenooi moet word om al meer ook uit te kom. En dit laat my dink aan Paulus se woorde in Efesiërs 4 vers 15. Ons sal in liefde by die waarheid bly. Waarheid is die lig. Maar ons sal in liefde by die waarheid bly en so sal ons in alle opsigte na Christus toe groei. John O'Donoghue reken, the light of modern consciousness is not gentle or reverent. Dit is nie sag en het hierdie heiligheid, hierdie bewondering nie. Dit is nie hoe die moderne lig waarin ons leef, baie en waarin ons verhoudings het, baie keer lyk nie. Die lig waardeur ons na mekaar kyk, is meestal kunsmatig, is agterdogtig, is verblindend helder en maak karakters plat, eendimensioneel. Hulle verloor hulle diepte in ons oë. En ons kyk net op die oppervlak van face value, ongelukkig, en niks met Facebook nou nie, maar ons kyk in face value eenvoudig net na mense. Ons kyk deur KPA's, kritieke prestasieareas na mekaar, terwyl daar 'n hele roman verskuil lê agter hierdie oppervlak, agter hierdie oomblik, agter hierdie gedrag, agter hierdie intieme verhoudingsoomblik wat ons het, of agter hierdie konflik wat ons het. Jy mis uiteindelik die wonder van verhouding wanneer jy nie daardie groter geheimenis van Christus in iemand, wanneer jy dit toelaat, dit nie uiteindelik toelaat nie. Dit is Martin Luther King wat gesê het, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. En hy skryf dit en hy sê dit vir mense wat vanuit donkerte en haat probeer het om mense te verander. En hoe baie probeer ons dit doen in ons verhoudings nie. Only love can do that. Only love can drive out hate. Only light can drive out darkness. Hierdie selfde beginsel geld ook vir wanneer jy na jouself kyk. Dat daar 'n skadu van jouself is wat jy eenvoudig net nie op jou eie kan raak sien nie.
En dat hy die diepte en die wonder van jou innerlike menswees is, wat jy baie moeilik in voeling mee kom in die geskarrel waarin ons leef. Jy het 'n ander nodig. 'n Ander wat ek glo die Gees kan gebruik om jou te help om jou skadukant, maar ook om jou innerlike groter wonder, die diepte van jou siel en jou diepste identiteit, om jou te help om dit raak te sien. Ek sou nog graag baie meer oor al hierdie gedagtes wou sê. Ek hoop dit kan jou aan die gang sit om self te gaan begin dink in al jou verhoudings. Wat is die menslike maatstaf waarmee ek dikwels mense beoordeel en selfs veroordeel in verhouding mee is? Wat is daai menslike eise en verwagtinge waarmee ons leef? En dan aan die ander kant te gaan vra, maar gids, hoe lyk dit om vanuit die opstanding van Christus, uit die aard van wie Christus is, wat nou in my is en al meer wil uitkom, hoe lyk dit om vanuit daardie perspektief uiteindelik te leef? Dwars deur die Bybel sien ons dat wanneer God opdaag, as die Vader, die Seun of die Heilige Gees, gebeur daar een van twee dinge. Of dit is bevestigend, affirming, omhelsend kan ons sê, of dit is bevestigend, of dit is ontwrigtend, wanneer God opdaag. Maar beide, die bevestiging en die ontwrigting, is altyd 'n liefdesbeweging en 'n liefdeshandelinge. Dit is om ons te begelei om te word wie ons ten diepste is in Christus. Dit is hoe Christus al meer in ons gevorm word, is deur hierdie bevestiging en die ontwrigting, deur die kruis en die opstanding. Dit is hoe die vorming gebeur, nie net 2000 jaar gelede nie, maar vandag heeltyd op 'n manier met ons. Verhoudings het ook altyd hierdie twee kante. Die kant van ontwrigting, ek hoop jy het dit al beleef, en die kant van bevestiging, omhelsing, affirmation, en ek hoop rarig jy dit ook al ervaar. Die Gees kom vorm ons om al meer nuwe mense te word, wat deelneem aan die bediening van versoening, van herstel, van alle gebroke verhoudinge, ook met die skepping, en met mekaar, en met God, en met onsself. Maar die Gees doen hierdie vormingswerk, primêr, deur hierdie ontwrigting en bevestiging van verhoudings. En daarom die uitnodiging tot die welcoming prayer. Om nie die ontwrigting van verhoudings en selfs die ontwrigtende mense met wie in verhouding staan, om hulle te vermy of af te breek of met haat of donkerte te probeer onderdruk nie. Om uiteindelik hierdie gebed te bid van let it be, oh let it be. So op die maat van let it be, op die wysie van let it be. Wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik, jy kan die woorde op die skerm volg, want ek sit dit hierdie keer op die skerm. Dis eenvoudige 3 bewegings. Jy kan God aanspreek soos jy wil, soos ek gedoen het in die begin, as ons moederlike omhelsende God, maar jy begin die gebed eenvoudig teenoor die lewe en teenoor al jou verhoudings. Welkom, 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 hierdie gasvryheid. Ek verwelkom alles en almal wat vandag oor my pad kom, want ek weet en ek glo, dit is vir my heelwording. Wie moet jy so verwelkom? En dan is dit nie om oneerlik te wees of aangeplak gasvry te wees nie. Jy gaan oor en sê ek verwelkom alle gedagtes, alle emosies, alle mense, alle situasies en omstandighede, selfs die ontwrigtendes, selfs die bevestigendes. Ek verwelkom dit alles. Ek maak myself eenvoudig oop. En dan as jy jouself so oopgemaak het, en ek sê jou aanraai om 'n ruk lank daarby stil te staan, dan gee jy die volgende tree, en jy raak ontslaaf van jou eie ek, en jy sê ek laat gaan my begeerte na mag en beheer. Ek laat gaan my begeerte vir koestering, erkenning, aanvaarding en plesier. Ek laat gaan my begeerte vir oorlewing en sekuriteit. Ek laat gaan my begeerte om enige situasie
toestand, mens of myself, te moet verander. En dan die laaste tree, as jy hierdie baie moeilike sterf van jouself en jou begeerte doen, sê dan eenvoudig, ek stel myself oop vir die liefde en teenwoordigheid van God en God se beweging in my. En dan wag jy om agter te kom, wat is die Gees se beweging in jou? Waarvan maak die Gees jou nou bewus in jou lewe? Amen. Ek is jammer dat ek so vlugtig hier deurgaan, maar ek weet, julle wil Moedersdag feeste vier. So gaan kyk rustig daarna. Ons kan ook dit enige tyd vir julle stuur, hierdie woorde. As julle dit sou wou hê, anders gaan Google, jy sal dit op verskeie plekke kry. Ek gebruik Paulus se woorde, as dit regtig my diepste gebed en wens vir jou is. Mag jou liefde al meer toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat jy die dinge kan onderskei in jou lewe waarop dit werklik aankom. En mag die Gees jou al meer vorm om te wees wie God jou ten diepste gemaak het om te wees. Amen. Dankie dat jy saam met ons was. Mag jy 'n wonderlike, mooi Moedersdag hê. Ons sien uit na volgende week waar ons hierdie fees van Pinkster gaan hê saam met Stefan en 'n klomp musikante. Ons sien julle daar. Goed gaan. Op die strand saam geëet, by die huis gekuier. Daar is geen twyfel dat jy leef, die glimlach die getuie. Hier is ons weer by mekaar, vertel ons van die Gees.